Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die kinders te kan wees. Dankie dat ons kan glo. Dat ons kan weet dat, maak nie saak wat met ons gebeur nie, as ons glo met ons hart en met ons mond bely, is ons die kinders. Die een sekerheid in die lewe wat ons het. Dankie Here dat ons U kan loof en prys en kan bly wees en kan weet, ons is by U. Here, help ons om toe te laat dat dit wat U vandag vir ons wil sê, dat dit ons lewens sal verander. Dat dit nie net hier sal bly nie, maar dat ek elke dag tot eer van U naam sal lewe. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees Galasiërs 6 van vers 1 af. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie julleself mislei nie, God laat nie met op spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Ons lees dit sover. Nou hierdie teks is nie die maklikste teks in die wêreld nie, want dit vra verskriklik baie van ons. Aan die een kant vra God vir ons om verantwoordelikheid vir ons eie lewe te neem. Die keuses wat jy maak, goeies en slegtes, en die gevolge daarvan moet dra. En in dieselfde asem moet ons daar wees vir ander ook. En dit is moeilik, want hoe staan 'n mens teen wat verkeerd is in 'n wêreld wat alles verkeerd doen? Wat alles die teenoorgestelde doen as wat God vir ons sê om te doen. Dit voel so half baie keer of mens teen die onmoontlike beklei. Ons raak moedeloos, want wat is die punt? Wat is die punt dat ons al hierdie goeie goed doen, maar het voel net of dit net niks doen nie. Mense byt mekaar uit, mense doen goed vir hulle eie motiewe, mense lewe net vir hulle self. Wat is die punt? Hoekom moet ons aangaan? Hoekom moet ons aanhou om goed te doen, as mense net, dit voel net of dat net niks doen nie. En nog 'n moeiliker vraag, hoe gee 'n mens om vir mense binne so 'n wêreld? Hoe hou 'n mens aan? As ons na God toe gaan, dan sê God vir ons, vertrou my. God het die wêreld gemaak om perfek te wees. In die eerste plek, dis hoe hy ons gemaak het. Hy het ons gemaak om in 'n verhouding met hom te leef, waar hy vir ons sê hoe om te leef. Hy het ons gemaak, hy weet presies wat ons nodig het en hoe ons moet lewe. En dit het hy ook vir Adam en Eva gesê. Hy het vir hulle die wêreld oopgemaak en hy het saam met hulle geleef. Hy het alles perfek gemaak en alles aan mekaar gesit soos wat dit moet wees. En God sê, vertrou my. Dis wat hy vir Adam en Eva gesê het, dis wat hy vir ons gesê het. Ek het julle gemaak en ek weet wat goed is en wat sleg is vir julle. Maar wat het ons gedoen? Ons het die wêreld kom breek. Adam en Eva het gekies om ongehoorsaam en selfsugtig te wees, om te kies om eerder te sê, maar ek weet beter as God en ek kan meer doen, en hulle het hulle self laat verlei, gekies om ongehoorsaam te wees. En dit het skeiding tussen ons en God gebring. Dit het gemaak dat ons nie meer by God kan uitkom nie, want ons sonde en ons verkeerde keuses is deel van ons. Ons word deurdrenk deur hierdie sonde.
En as ons voor God gaan staan, God is regverdig, hy moet die sonde straf, kan ons nie vir hom oorleef nie, want ons is vol van dit. So dat skeiding tussen ons en God gekom, ons kan nie meer wees wat God ons gemaak het, om by hom te wees vir ewig nie. Ons sondige natuur, wat is ons sondige natuur? Hier in vers 15 staan dit. Maar julle byt en verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Dan sê hy hierso in vers 19, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, riesies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Sondige natuur, goed wat maak dat dit net gaan oor my. Maak nie saak wat ek met die res van die wêreld doen nie, of wat ek besig is nie. Ons kan nie by God uitkom nie, want God straf sonde. Maar God kom maak 'n plan. God het stadig maar seker, is God besig om die wêreld weer te herstel, soos wat hy dit gemaak het om te wees in die begin. Dat ons by God kan uitkom. En die grootste ding wat hy kom doen het, is hy het vir Jesus gestuur. En Jesus het dit vir ons moontlik kom maak, dat ons weer by God kan uitkom, sonder om gestraf te word vir ons sondes. Ons kan by hom uitkom. Hy het ons sondes gedra, sodat ons by God kan wees. So ons wat gered is, wat by God kan wees, word geroep om by te dra by hierdie herstel van God se wêreld. Om weer alles te maak soos wat God gedroom het en hoe God ons gemaak het om dit, so hoe God die wêreld gemaak het en ons gemaak het om te wees saam met hom, in verhouding met hom, om naby aan hom te wees. Ons het deel daarvan, ons kan dit nuut maak. En ons as mense, nuut gemaakte mense, Paulus beskryf dit as ons saai saad in hierdie nuwe wêreld. Dit verander mense se lewens. En hoe saai ons dit? Met die vrug van die Gees. Wanneer ons nuut gemaak word as kinders van God, wanneer ons naby God kan kom en ons glo dat Jesus vir my sondes gesterf het en ek kan weer saam met God lewe, selfs al is die wêreld nog gebreek, selfs al is daar nog sonde in die wêreld, ons kan saam met God leef. Dan word ons nie meer deurdrenk met ons sondige natuur nie, ons word nou deurdrenk met die Heilige Gees wat in ons leef. En dan word ons DNA anders, ons vrugte word anders. En dan word dit, soos wat hulle in Galasiërs 5 vers 22 sê, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Vrug van die Gees. Ons lewe nie net vir onsself meer nie, want onsself is reeds tuis. Ons is okay, ons is goed genoeg. So Jesus het dit vir ons moontlik gemaak. En omdat ons by hom is, word ons anders en kan ons hierdie klein saadjies in hierdie wêreld begin saai en 'n klein verskil maak daar waar ons besig is, daar waar God besig is om hierdie wêreld te herstel. Maar God waarsku ons, hy sê dit moet opreg wees. Dit help nie ons maak of ons kinders van God is. Dit help nie ons maak of ons lief is vir mense, maar eintlik binne in jou hart is jy nie lief vir hulle nie. God sê, hy laat nie met hom spot nie. God sê, jy sal aan jou vrugte geken word. Ons moet self eers gewortel wees in God, voordat ons regtig daardie vrugte kan dra. En dit gebeur wanneer jou hart verander, wanneer jy jou lewe vir die Here gee. Wanneer God regtig deel word van jou lewe, en jy dit amper nie anders kan as om dit te wees nie. Dit word deel van jou DNA, jy lewe anders. Ons sien mense anders. Daai saadjies wat God van praat, dit vat eers pos in jou eie lewe, en dan is daar geen stop aan jou nie.
Dan kan ons mekaar begin regtig omgee vir mekaar en regtig lief wees vir ander mense, regtig sien dat ander mense God se kinders ook is. Dan kan ons mekaar se laste begin dra. Die probleem met dit is, dit vat so 'n bietjie tyd, nê? As saad in die grond ingedruk word, dan kom dit nie dadelik op nie. Dit vat tyd om wortel te skiet, om te ontkiem, om 'n plantjie te word, voordat dit regtig bokant iets begin wys. En dis die probleem met dit, né? Ons raak maklik moedeloos, want dit lyk nie altyd of daar iets gebeur as ons goed is teenoor ander mense nie. Dit lyk nie altyd of ons regtig iets doen nie. Want dit vat tyd en dit maak dit ons baie maklik moedeloos raak. Dit maak dit ons sê, wat is die punt? Hoekom doen ons hierdie? Want almal is sleg en almal bly sleg en almal kies die hele tyd om verkeerde goed te doen. Dit maak ons moedeloos. Ons sien nie dadelik resultate nie. En die ergste van alles is dat ons lewe in 'n samelewing waar resultate onmiddellik moet gebeur. Anders sny mense dit af. Ons soek dadelik iets. Ons wil nie wag nie. Ons het nie geduld om te wag nie. Ons soek dit dadelik en dit moet nou werk. Anders gooi ek dit weg of anders gee ek op. God sê, vertrou my. Ek werk met dit wat jy is en dit wat jy gee en dit wat jy bied. Moenie moedeloos raak nie. Hou aan om goed te doen. Maar dit beteken dat ons mekaar ook moet help. Nie op 'n manier wat ek sê, okay, ek is beter nie. Ek het nie dit gedoen wat jy gedoen het nie, so ek is beter as jy nie. Dan gaan jy nie daardie mense help nie. Dan gaan jy hulle verloor, want skaamte is 'n ding en seer kry is 'n ding. En ons kan nie afkyk op mense nie, want dan verloor ons hulle. God, wat die God van die heelal is, wat groter en magtig is, wat rede het om af te kyk na mense, doen nie dit nie. Jesus het 'n slaaf geword. Jesus het as 'n pap babietjie aarde toe gekom. Jesus het gesterf vir ons. Neergedaal. So as ons mense moet help, doen ons dit in nederigheid, een van die vrugte van die Gees. Paulus waarsku mense, hy sê, dit kan net sowel met jou ook gebeur het. Ons kan nie mense help as ons nie bereid is om mekaar as gelyk te sien nie. Ons doen dit in liefde. Soos die Here sê, dra mekaar se laste, wees daar vir mekaar, help mekaar op die regte manier, regte pad, beteken dit ons moet dit in absolute nederigheid en liefde doen, om regtig met jou hele hart lief te wees vir daardie persoon. En dit is moeilik, né? Dit is moeilik want ons verstaan nie altyd mekaar nie. Dit is moeilik want ons stem nie altyd saam nie. Ons verstaan nie. Voorbeeld is om eerlik te wees, né? Om eerlik te wees is baie goed. Ons moet eerlik wees. Maar daar's maniere om goed oor te dra, né? Ons kan nooit eerlikheid as 'n verskoning gebruik om lelik te wees met ander mense nie, om net te sê wat jy wil nie. Ons ontvang mekaar in liefde en deur jou opregte liefde vir God verandering te bring. Om mense regtig deur God se oë te sien en hulle regtig lief te hê en regtig te probeer verstaan. En dan regtig te help met liefde. Maar God se manier vat tyd. Ons wil baie keer mense so bietjie skud, né? Ons raak moedeloos met mekaar. Want hoekom tree jy so op? Hoekom doen jy dit? Hoe dink jy? Hoekom dink jy nie soos ek nie, né? Ons wil mense skud en net sê, kom net by. Ons wil dit doen. Ons raak moedeloos. Maar die Here sê, moenie, wees geduldig. Wees lief vir daardie mense. Ek is besig om te werk in hulle harte. Hulle sal daar uitkom. Nie moedeloos raak nie. Dit wat ek doen en die manier hoe ek lewe bring in hierdie wêreld, is nie jou manier nie, maar dit werk. Vertrou my. Ons moet glo dat 'n ander soort wêreld moontlik is. En dat God besig is om wortel te skiet in mense se harte. En ja, mense sien dit nie altyd onmiddellik nie, want wortelskiet gebeur onder die grond.
Maar jy kan of deel wees van daaraan om te help, om God se liefde te laat wortel skiet in mense se harte, en dan eendag, dan kom dit bo die grond uit. En mens sien hoe God se liefde in mense se harte ingewortel is. Of jy kan kies om moedeloos te wees en op te gee, en net te doen wat almal anders doen, want dit is nou maar net hoe dit is. En dan verwoes ons die wêreld verder, en ons verwoes mekaar se lewens verder. Maar God sê dit bly jou keuse. Maar as kind van God, roep God jou om anders te wees. En dis 'n moeilike roeping, want ons raak ongeduldig, ons raak moedeloos. Dis heeltemal 'n totale normale menslike reaksie om te hê. Want as jy oor en oor vir iemand sê, dis soos om vir jou kinders oor en oor dieselfde ding te sê, en later verloor jy jou koel, want jy het al 180 keer hierdie goed gesê, en dan doen hulle net presies die teenoorgestelde. So sal jy sê tog. So waar begin ons? Hoe doen ons dit? Want dit is moeilik. Hoe gee ons met ons hele hart om vir mense? En ek dink ons begin met om te bid vir mense. As ons bid vir mense, dan begin jy mense stadig maar seker deur God se oë sien. Daai mense begin wortel skiet in jou hart. En dan kan ons mekaar opreg begin help as ons bid vir mekaar. So ek wil julle uitdaag vandag. Daar's iemand op jou hart. Daar's iemand op jou hart wat jy dalk al so 'n bietjie moedeloos oor is. Kom ons bid vir daardie persone. Ek gaan nou geleentheid gee. Ek gaan vra dat ons sal stil word, en daar waar jy sit, gaan sit met daardie persoon by God se voete. Wees eerlik met hom oor daardie persoon. Dra hom op of haar op aan die Here. Kom ons bid vir mekaar. En mag dit die begin wees van waar ons bid vir mekaar. En wanneer ons daardie mense ontmoet, dan gaan jy sien, miskien het jou hart so klein bietjie verander teenoor hulle. Kom ons bid vir mekaar. Here, as U hierdie opdrag vir ons gee om mekaar se laste te dra, dan weet U, dis nie maklik nie. Dankie dat U dit saam met ons doen. Dat ons kan weet, dat ons U kan vertrou. Kan weet dat U weet wat U doen. En help ons om dit ook waar te maak in ons lewe. Mag ons met ons hele hart glo dat U regtig weet wat U doen, en dat ons U kan vertrou, want U is die God van die heelal, en U is regtig met U alles lief vir ons. En Here, mag daai liefde vir mekaar ook posvat in ons eie lewe. Dankie Here dat U wel geduldig is met ons. En ons is nie altyd geduldig nie, maar U is baie geduldig met ons. En ons het dit so nodig, Here. Want ons maak self ook so baie foute. Dankie dat U die pad kom oopmaak het vir ons, om anders te kan lewe, om voluit te kan lewe, saam met U, elke dag van ons lewe. Amen.